Die warm sterk stem behoort aan die gewilde Manny Jackson, 2011 se SAMA wenner vir die beste country musiekalbum. Ek kon nie anders as om te gaan luister by die Gautengse Barnyard in Vereniging nie. Wat ek van Manny gehoor het, is dat hy stil, skaam en teruggetrokke is. Maar as ek na daardie stem op die verhoog luister, dan klink dit nie so nie. Op 17 het Manny die eerste keer op die verhoog verskyn met 'n talentkompetisie in Johannesburg en net 'n jaar later in 1998 was sy debuutserie Wie sal weet uit. Maar is toe iemand in 1998 vir jou Manny se serie in die hand gestop het? Wat het jou laat gaan? Ek dink ek het iets hier weet. Weet jy, die tannie Ria wat juis Manny met sy CD na my toe gebring het, hy was destyds 18 jaar oud. Toe het ek gehoor toe ek aan die CD luister, hierdie man het daai X-faktor. Ons weet nie altyd wat die X-faktor is nie, maar kom hoor, hierdie stem gaan die land nog tref. Het hy klassieke opleiding, want 'n mens hoor in sy stem spore daarvan? Dis die X-faktor waarvan ek gepraat het ook om die eerste keer gehoor het, maar hy het geen opleiding ontvang nie. So alles wat hy doen het hy homself geleer. Manny sê self dat dit 'n redelik tawwe paadjie was om te kom waar hy vandag is. Soos baie sangers voor hom het hy eers vir jare in kroe en op troues opgetree, tot sy groot deurbraak in 2009. Manny 2 goue albums en 'n SAMA toekenning. Dit lyk vir my die ink in jou liedjieskrywerspen is aan die brand. Dis nou 'n moeilike vraag, maar wat dink jy maak van 'n liedjie 'n wenner? Ek dink as jy met die hart praat, as jy my liedjies gaan luister, dit vertel 'n storie. En die mense hulle hou daarvan om te huil. Baie van my goed is maar heilerige liedjies. Daar's opgewekte liedjies ook, maar my liedjies vertel omtrent almal 'n storie en ek dink dit is wat die mense van hou. Ja, as ek nou aan jou lirieke dink, dan praat jy altyd met 'n persoon. Dit is vir pa, as jou een liedjie se naam, of Julia, of vir jou. So dis altyd baie persoonlik. Ja, ek skryf wat in my hart aangaan. En as ek in die studio ook is, dan maak ek my oë toe en ek leef myself in die prentjie. Ek skep vir my 'n prentjie wat nou aangaan en so leef ek myself in die liedjie in. Ons het nou gepraat oor Julia en ek weet ons moet eintlik na jou huis toe gaan want jou vriend het 'n braaivleisvuur aangesteek. Maar wil jy nie vir haar vir my sing nie asseblief? Met liefde enige tyd. Die liedjie kom van sy 8ste album MJ, so genoem na sy naam en van. Dit is in 2010 uitgereik. Elke dag het sy skoonheid. Ek reis hier sonder jou. Ek wag hier vir 'n antwoord of 'n boodskap van jou. So alleen nie, hoop jy wag ook vir my. Soos ek vroeër gesê het, Manny my vir 'n braai saam met vriende by sy huis in Vereniging genooi. Hy is in Pretoria gebore en het in Wolmaranstad Stadskool gegaan. Sy skryftalent het toe al gewys met gedigte en atletiekliedjies wat uit sy pen gekom het. Okay julle, Manny het nou lekker gesels oor sy musiek en alles, maar ek hoor hy's baie geheimsinnig, so hy gaan seker niks oor sy persoonlike lewe weggee nie. Maar jy moet sê. Ja, kyk, hy het 'n stout kant toe, maar ons gaan nou nie daaroor praat vandag nie. Ek kan jou wel vertel van sy hoogtevrees. Kyk, daai man is bang vir enigiets wat hoër as 'n meter is. En die eerste keer toe hy moes vlieg, dit was 'n stryd om hom by die lughawe te kry. Dit is nog niks nie, jy moet sien hoe vinnig skrik hy. Ek sien julle nou wys. Manny is so bang vir vleermuise. Victor het hy het dit beleef, so hy sal ons die storie mooi kan vertel, Victor. Ja, as ons in Wolmaranstad op 'n konsert gewees, toe hoor ons Manny is so bang vir die vleermuise. Toe bring 'n vriend van hom met die naam van Jaco 'n dooie vleermuis daaraan. Toe maak ons sy hande agter sy rug vas. En toe gooi ons die dooie vleermuis in sy broek in. Julle is beleef hy man amper mal geword. Ek dink hy het 'n tatoeëermerkie agter op sy rug van 'n vleermuis. En julle noem julle self vriende? Met ons het jy nie vyande nodig nie. En so het ek saam gesweer. Kyk bietjie hier. Hey! Dankie. Jy met jou kyk. Ek is alright nou. Ek het wel gesê dit gaan nooit werk nie, maar jy is 'n baie maklike kliënt hoor. Maar dit gebeur so baie maklik. Hy het nie gevloek nie, hy het nie gevloek nie. Hy weet sy maak kyk. Manny se vriende het my ook vertel van sy interessante versameling en ek moes sien. Wie onthou vir Bless Bridges?
Okay, en nie is jy saam met jou held nie. Ja, dis 'n foto wat geneem is so 3 maande voor sy dood. 'n Show wat ons saam gedoen het en hierso is sy rose wat hy so voor bekend was, my te deel vir die vrouens, maar die belangrikste goed is daai persoonlike goed wat niemand anders te kan hê nie. Dit net ek het. Byvoorbeeld hierdie is die Splash favorite baadjie gewees wat sy vrou vir my gegee het. Om dankie te sê omdat ek so goed van hom praat altyd. Hierdie is die bekende baadjie waarmee Leo Schuster oor die koek gegooi het in die fliek wat hy gemaak het. Ek kon dit. Hierdie is 'n showbaadjie wat hy gedra het in die 80er jare en dan is hierdie een van sy platecovers wat hy aan die voorkant aan het. Mani sê daar was tot 'n paar jaar gelede nog 'n Bless Bridges klub vir groepies soos hy. Hy was self sekretaris vir 'n tyd en hoewel hy ook 'n Elvis Presley aanhanger is, bly Bless nommer 1. Sjoe, hier's Bless en nog Bless en nog Bless. As jy so 'n groot Bless aanhanger is, dan moet ons 'n vinnige vasvra kompetisie doen. Enige tyd. Wanneer is hy gebore? 22 Julie 1946. Doopname? Lawrence John Gabriel Bridges. Sy grootste treffer. I'm the Eagle You're the Wind. Nie ryter van die bandjie nie. Nie ryter van die bandjie nie, volgens verkope I'm the Eagle. Hoekom is hy Bless genoem? Hy is gebore met baie min hare as 'n babietjie en toe het sy oupa hom die naam Bless gegee en toe het almal hom in die huis begin bless nie. Ek is oortuig jy kan maar aanhanger wees, hoor. So tussen die gesels deur het ek ook agtergekom dat Mani lief is vir boerekos, amper soveel soos sy dogter Ilonay, maar hy haat padvarke, dieremishandeling en sangers wat mime. 'n Laaste vraagie, hoekom dink mense is jy skaam? Ek het jou glad nie so beleef nie. Want ek bloos so maklik en ek is eintlik maar 'n bietjie stil. Maar ek dink ek moet hierdie goed op die vuur gaan kry. Okay, goed, ek sien jou buite. Nou ja, dit is dalk 'n geval van saggies praat, maar op die verhoog is dit 'n ander storie. Daar mag Mani maar sing. Terwyl ek gaan uitvind of hy kan braai ook, as julle Mani wil sien optree, bespreek 'n kaartjie vir die Kreefees in Lambertsbaai, Kultivaria in die Parel of in die bos in Nelspruit. Een vir die tye wat ek altyd sal onthou. Een vir my hart wat nou behoort aan jou. As jy 'n groot aanhanger is, kan jy een van Mani se series ryker raak. Ons het 5 om weg te gee en daar's inligting op ons webblad. My storie